Dankie Here vir vanoggend waar ons by mekaar kan kom en net U lof besing, Heer. Dat ons weet soos ons hier staan vanmôre is ons flawless, soos die Engelsman sou sê, Heer. Dat U sien geen tekortkominge in, Heer. Dat U ons liefhet net ons is en dat die gemaklikste plek in die hele heelal wat U bevind is binne ons. Ons dankie daarvoor. Ons seën hierdie diens in U naam. Amen. Môre julle, dit is my voorreg en verantwoordelikheid om vanoggend se diens te lewer. Die wat my nou nie ken nie, my naam is Daniel. Ons is al 'n geruime tyd deel van die gemeente. So 11 jaar gelede was ek nog aan die 3de, 4de ry het ek gesit en daar was my oomblik gewees waar ek besef het my sondes of enige iets word nie aan my toegereken nie. En van daar af het die lewe begin, as ek dit so kon stel. Ons het die 2019 weggetrek. Die beplanning was nie om terug te kom nie, maar hier is ons. Is nou my tweede diens, so die senuwees is 'n bietjie daar, maar ek glo en vertrou die Gees sal openbaar wat op my hart is. So kom ons seën net hierdie oggend en weet dat dit sal vrugte pluk. So wat 11 jaar gelede gebeur het, om dit te besef moet ek ons nou daaroor gesels. Hoe lyk ons voor die kruis en hoe lyk ons na die kruis? En ons almal ken die skematiese beeld. Ons het dit al baie in die gemeente gesien van, jy weet, ons is almal in God se beeld en gelykenis geskape. En ons weet voor die kruis, dit so Adam geskape is perfek. God het sy asem in Adam ingeblaas. En die vyand het alleen verkoop. Hy het Adam gesê, jy moet doen om te wees, en so het die sondeval gekom, ons ken dit baie, ek gaan nou nie te veel in detail ingaan daarmee nie, en die mens het so begin lyk, dis nou voor die kruis, al die sonde, ongeregtighede, doodstraf, alles, daar was geen vrymoedigheid in die mens nie, en die was voor die kruis. En ons weet, na die kruis, met Jesus die prys betaal, en hy het ons mos nou sonder vlek, sonder rimpel voor Christus gestel, voor God gestel, dat ons 'n verhouding kan hê met hom. So jy net gou daai prent vir my kan opsit op die bord, hoe ek dit graag wil voorstel vandag. So dit's my beeld, hoe ek onsself gesien het voor die kruis, en ons moet onsself kan plaas in wat voor die kruis gebeur het en na die kruis gebeur het. Jy kan dink God is 'n heilige God, en omdat ons voor die kruis ongeregtigheid in sonde ontvang en gebore was, kon hy nie woning inneem binne ons nie, as gevolg van die ongeregtighede. En onthou, God is 'n God wat nie verander nie, hy bly dwars deur dieselfde. So as ons kyk nou voor die kruis, waar was God se teenwoordigheid? En ons moet nou verstaan, God se hart was altyd die mens. Jy weet, God het nie moed opgegee op die mens nie. Hy het altyd deur God se oor deurloop die hele aarde om die te kragtig te steun wat hom liefhet. 'n onverdeelde hart. So voor die kruis, waar was God se teenwoordigheid? Hy was 'n alomteenwoordige God. Sy teenwoordigheid was in die natuur. Ons sien baie van Dawid se skrifte hoe hy God beleef het nog voor die kruis. En as ons kyk na Moses byvoorbeeld en die brandende bos, nou jy moet God se hart lees in die Ou Testament. En toe ek nou vir hom Jan gesê het, ek is bereid om hier voor te kom staan en te bedien, dit is die wonderlikste ding om 2 weke tyd te spandeer. Dit is eintlik 'n selfsugtige ding om te bedien, want jy sit met die woord so op 'n ander manier, en dit bedink jou, en ek het eintlik my titel, ek dink 3 of 4 keer verander in hierdie week, en hoe ek praat met my vriende, en met my skoonpa en alles kom net by mekaar, hoe die Gees in ons werk. En ek val myself nou in die rede, maar Moses, by die brandende bos byvoorbeeld, onthou God se teenwoordigheid was so geweldig, dat hy dit half moes, as ek dit so kan stel in plain
Engels, hy moes sy voltage afneem, want sy teenwoordigheid was te groot om voor die mens te verskyn, en hy sou homself dan nou in 'n brandende bos verskyn, en aan Abraham het hy homself verskyn as 'n persoon, en so in elke opset sy heiligheid half gedemp. As jy kyk ook toe Moses met God gepraat het op die berg, het hy hom in 'n kleef gesit, of 'n kloof gesit, om hom te beskerm teen die heiligheid. So God se hart was altyd daar vir die mens. En ek wil nou nie te veel in die geskiedenis gaan nie, al is ek nou ewe skielik 'n geskiedenisonderwyser, maar die geskiedenis, oom Jan ken dit baie goed, maar die tabernakel en die tempel wat Salomo gebou het, was 'n teenwoordigheid van God se gees. En met nuwe tegnologie, jy kan maar gaan Google, hoe pragtig was daai tempel gebou, want die mates en al die instruksies is in konings gegee. En as ons kyk na net die hoëpriester kon in daai tempel ingaan, waar God het self gesê, die tempel kan nie sy teenwoordigheid vashou nie. Sy teenwoordigheid is te groot om op een plek te wees, maar God se hart was die mensdom. Die mens moes 'n plek gehad het om hulle offers te offer en hulle sonde, en die hoëpriester was die een wat nou agter die gordyn kon gaan, en daar was klomp rituele om dit te doen, en as die een ritueel gemis was, byvoorbeeld een van hulle was, die hoëpriester sou ingestap het met 'n graaf vol brandende kole en essens en speserye en alles, om 'n wolk te maak as hy in die Holy of Holiness instap in daai kamer, dat daar 'n dekmantel is tussen, dat hy net kan dit oorleef. En dit is nou nie in die Bybel geskryf nie, maar die geskiedkundiges praat van, hulle het 'n tou om die hoëpriester se voet gesit, vir ingeval hy sterf van binne, dan kan hulle hom uittrek. So die ding was, God se teenwoordigheid was, die mensdom was nog nie gereed vir God se teenwoordigheid. En dit was sy droom om dit te bewerkstellig. En net in verlede week stuur Potty vir my sy opsomming van wat is geregtigheid vir hom. En ek dink dit is 'n goeie oefening, want in Filippense 2 vers 12 staan daar, so werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Om te weet, dit alles begin by kennis. Dit begin by kennis 11 jaar gelede toe ek gehoor het wie ek is. En dan groei ons mos in daai kennis. So ek dink dit is 'n goeie oefening vir ons wat onderwysers is, as ons praat van, ek gee 2 leervakke, en ek sê vir die kinders altyd, som dit op, laat jy dit verstaan. Om dit te leer soos 'n papegaai, gaan nie aldag, gaan jy dit nie verstaan nie. So ek dink dit is 'n goeie oefening om dit te doen. En een ding wat in sy opsomming, hy stuur vir my aan, was eie poging beklemtoon net jou tekortkominge en jy vergelyk dit met ander. Weens die sondige beeld van die mens kon hulle nie voor 'n heilige God verskyn nie, wat nog sy volheid huisves. Daar was geen vrymoedigheid en verhouding nie. Nou dit hoekom ek dink baie mense beeld God uit as hierdie kwaai, streng God, want hulle het geen vrymoedigheid gehad om voor hom te verskyn nie. Hulle kon nie voor hom verskyn as gevolg van die ongeregtighede wat op hulle geplaas was. En God se droom was mos nou heeltyd om hierdie te bewerkstellig en te reg te kry. En ons weet nou, voor die kruis was God alomteenwoordig. Hy was altyd daar. Hy was met Dawid. Hy het Dawid versterk, hy het hom gegryp by sy regterhand. Die tempel het hulle bewerkstellig om sy gees vas te vang. En alles was God se droom om met die mens te wees, maar hy kon nie in die mens leef nie. En dis wat Jesus kom doen het. En julle het al klaar die ander prentjie gesit, jy kan gou vir my opsit van die herstel. So, dis wat Jesus kom doen het. Hy het ons kom herstel, laat ons sonder vlek, sonder rimpel, Efesiërs 5 vers 26 tot 27, om ons voor God te kan stel, flawless, sonder enige lelikheid, enigiets. En nou is ons bewerkstellig om God se gees te ontvang. So daar is geen
terugkeer, geen iets wat ons terughou na die kruis, om te weet, ek kan nie God se gees in my laat woon nie. En as ek dink, as mense in daai prentjie kyk, van hoe groot God was, dat sy energie, mense se vlees, aan die brand kon slaan. Wat se besef is dit nie, dat God gee nie persentasies van homself vir ons nie. Dit is die drie eenheid wat hy vir ons gee, die Heilige Gees, sy Seun en homself, wat die gemaklikste plek in die hele heelal, in sy skepping, is binne jou. Hy het jou gekies, hy het jou by die naam geroep, hy het jou geweef in jou ma se moederskoot, om sy gees te kan ontvang. En op die ou einde bly dit 'n keuse. Ons staan in hierdie pragtige huis, en die ingang daarvan, bly nog steeds ons keuse. So in ander woorde, ons het nog steeds beheer oor die voorhangsel, wat Jesus middeldeur geskeer het, want God is 'n gentleman, hy klop aan ons deur, Openbaring 3, hy klop aan ons deur, en die wat die deur oopmaak, sal hy inskom, en maaltyd met hulle te hê. En dit bly ons keuse, en ons sien soveel mense in die wêreld, ons word gebombardeer met mense in die wêreld, wat nie hierdie verstaan nie, hulle is sommer verward, as jy kyk na die FSA en die westerse wêreld, hulle noem dit nou 'n sexual revolution, waar mense nie eers weet, wat is hulle geslag nie, en baie kere dan pop so 'n video op, ek entertain dit nie baie nie, maar dan sien jy die mense wat hierdie goed praat eintlik de mekaar. Hulle het geen verstandigheid, hulle het geen rots, hulle het geen, hoe kan mens sê, waardigheid van wie hulle is de mekaar, hulle is soos 'n golf wat hulle heen en weer slinger, en hulle is nie gebou op die rotsie, maar eintlik wat God vir ons sê, ons kan gou blaai na Johannes 14 vers 2 en 3. En hier praat Jesus voor die kruis, en baie mense bewerkstellig hierdie, of ek sal nie sê hulle is verkeerd nie, maar hulle praat van Jesus wat weggaan en dan die hemel toe gaan en die kamers voorberei. Dit is 'n baie bekende vers, maar ek wil dit net aan 'n ander oogpunt gee vanmôre vir ons. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou, as ons kyk na wat het Jesus hier bedoel? Het hy bedoel, hy gaan die hemel toe, en hy gaan die kamers daar voorberei, want volgens my is die hemel is 'n toestand en 'n plek, en dit is al reeds gevestig, so Jesus hoef niks daar by te dra nie. Wat hy praat van is, hy huis gaan regmaak vir ons woning. Baie kamers, baie mense, wat ek moet gaan voorberei, dat ek na hulle toe kan kom, en in hulle woning kan neem, dat jy kan wees waar ek is. En ek dink, as ons dit so sien, dan weet ons wat het Jesus aan die kruis gedoen vir ons. Hy het ons reggemaak van die fondasie tot die hoeksteen, om sy volle gees, sy Pa se volle gees en die Heilige Gees te kan huisves binne in ons. Hy het die prys betaal met sy bloed, jy is herstel, die voorhangsel is geskeur. Ons is gekoop, die prys is betaal. Ons moet verstaan, voor die kruis het die vyand, die mense se waardigheid, die vermoë om God se gees te bewerkstellig gesteel. Dus die vyand het dit letterlik kom steel, en hy het mag gehad oor die wêreld, oor soveel jare. Maar wat ons verstaan, 'n dief kan nooit eienaarskap neem nie. Ek wil dit net weer sê, 'n dief kan nie eienaarskap neem nie. Of hy my gedagtes steel, of wat ook al van my neem, of enige dief op aarde, 'n persoon wat dink hy's 'n dief, en iets by jou neem, hy het nooit eienaarskap daarvan nie. En Jesus het dit gaan terugvat, en hy het daai eienaarskap teruggekoop, en dit bring my by my vers van vanoggend, 1 Korintiërs
6 vers 19 en 20 as ons soontoe kan blaai. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees, wat aan God behoort. So ons praat al baie, ons moet die Bybel lees uit God se hart uit. En as ons nou hierdie uit 'n ander oogpunt uit lees, dan hoor ons baie preke wat sê, jy moet kyk na jou tempel, geen tattoos, kyk na jou liggaam, oefen 'n bietjie meer, want wat alles goed en wel is, maar wat God hier sê is, jy's duur gekoop. Die prys wat vir jou betaal is, het ek gesien is die moeite werd. Die transaksie wat my seun betaal het, is die moeite werd. Dis jy wat vanoggend hier sit, dis die persoon daar buite op die straat vanmôre, dit is jou kollega, dit is enige persoon wat ons onsself mee vind, is duur gekoop. En ek wil net kyk na die Griekse woord, wat beteken gekoop. En hierdie is daai wow oomblik vir my gewees, terwyl ek myself voorberei het vir die diens. Die Griekse woord is agora, wat staan om 'n slaaf uit 'n mark te koop, om hulle die vryheid te gee. En ons was 'n slaaf voor die kruis van die vyand. En wat Jesus kom doen het, of God sy seun gestuur het, 'n gelyke transaksie. Hy het jou so waardig geag, en as ons dit begin besef, dan besef ons eintlik wat het Jesus vir ons gedoen. Ons dink baie kere, ja, Jesus het vir die wêreld gesterf, maar hy sou net vir jou ook gesterf het, en hy het net vir jou ook gesterf. As ons dink hy almagtige Gees van God wil so graag binne jou woon, dat hy jou nie kon los in daai stand, in daai huis, wat so gelyk het nie. Hy het hom kon renovate vanaf die fondasie, die hoeksteen gelê en jou gebou so tot op 'n mate dat jy God se Gees kan innooi sonder om enige vrees binne jou te hê nie. Sonder geen vrees van voor die kruis van minderwaardig of enigiets. En ek het hierdie 4 stoele hier gepak en onthou nou moet jy die beeld kry van voor die kruis was die persoon mense minderwaardig. Jy weet net die hoëpriester kon ingaan agter die voorhangsel en binne die tempel kon die priesters ingaan, maar die voorportaal was net vir die mense om hulle offers te bring. En as jy gaan lees na die offers wat gebring was, dit was magdomdiere. Ek wil nou nie verkeerd praat, maar ek dink hulle het gepraat van op een fees 122.000 diere wat geoffer is. En jy kan net daai prent kry van 'n persoon, ons het al net al voorheen hier gepraat van die kalkoen mentaliteit, waar ons hier sit en baie kere na die kruis sit ons nog steeds met hierdie minderwaardigheid op ons. Jy weet daai sonde las of daai gedagtes van ek is nie goed genoeg nie, en jy weet hier is Jesus God en die Heilige Gees wat hier buite die huiswoning staan. Hulle wil inkom, hulle wil met jou 'n maaltyd hê, hulle wil met jou gesels, hulle wil met jou intiem wees, hulle wil jou bewerkstellig, maar nou sit ek hierso en ek hang my kop af en ek los hulle buitekant en ek sit net en ek hoor niks nie. En ons het soveel gelowiges wat hulle self wil verbeter. Hulle nooi die Here in en ons ken daai prent van die dekmantel wat geskep word, so wat ek noem maar ons eie voorhangsel wat ons hier sit. Jy weet, ek moet maar eers hierdie ding uitsorteer met myself. Jy weet, voor ek nou hierdie seën van die Here kan ontvang, of ek moet my seën bewerkstellig, ek moet 'n bietjie meer gee, ek moet 'n bietjie meer doen, ek moet 'n bietjie meer vriendelik wees, 'n aangeplakte vriendelikheid met my mense en al die goed, en dit is alles doen, en dit is nie, onthou, wanneer ons daai keuse maak om God, die Heilige Gees en Jesus binne my woning in te bring, dan beteken dit, hulle is alomteenwoordig. Die gesprek gaan nie aan, in ewigheid, tussen die 3, maar nou sit ek daar, en ek het geen vrymoedigheid om my kop op te lig, vir wat ook al, wat se rede, maar wanneer ek besef, wat Jesus vir my gedoen het,
dat hierdie niks op my meer is nie. En dit's al hierdie. Dan kan ek hier sit, in my woning, in my hart, en ek kan oplig. En ek kan kyk, en wat 'n voorreg is dit nie? Om God van aangesig na aangesig te kan kyk, wat hoeveel miljoene mense nie voor die kruis kon doen nie. Jy weet, om dieper in die waarheid in te kyk en te besef, God, Jesus en die Heilige Gees, die gesprek gaan oor my. Die gesprek gaan oor jou. En wanneer ek dit besef, dan begin daai groei, wat ons van praat in die gemeente, daai groei van, ek begin hierdie borrelgeit binne my te kry. Ek wil net meer en meer van dit ervaar. Ek wil in die gesprek wees, ek kan nie die gesprek los nie, want dit is waarmee ek wil deel wees. En ek hoef nie met my kop af te sit nie, maar ek kyk gesig na aangesig toe. En dit is God se droom. Vir elke liewe persoon op aarde is dit God se droom. So, die verhouding word nie beperk nie. Ek dink net nou die dag was ons in 'n werkswinkel gewees oor veiligheid by die skool. En die aanbieder vra, het ons 'n lys van pastore en dominees as die skool voorbidding nodig het. En ek praat so onder my stem en ek sê, waartoe gaan ons vir voorbidding? Jy weet, ek praat met die Here self. Daai kommunikasiekanaal is myne. Niemand anders op aarde kan 'n beter koneksie hê met God as wat ek het nie. En niemand anders op aarde kan 'n minder koneksie hê met God. Ek sê altyd vir ons skoolkinders, jy weet, jy kan nie iets doen om God se liefde meer te maak nie, en jy kan ook nie iets doen om God se liefde minder te maak nie. So ons moet verstaan, die kommunikasiekanaal van met die Here praat is binne in my. Dit is daar waar dit gevestig word. Die samekoms en die samesyn wat ons vanoggend het is ek gaan later 'n bietjie oor dit gesels, is iets anders, maar wanneer ons met God gesels en wanneer hy met jou gesels, is dit die kommunikasie wat die belangrikste is. Jy weet, ons kan nie na iemand toe hardloop en sê, bid vir my of doen dit vir my, want jy voel daai persoon is dalk in 'n beter posisie as jy. En ek dink net, wanneer ons alles gee, jy weet, dit gaan nie oor God se gees wat ek bietjies ontvang. Jy weet, om te sê, ek maak die deur oop en net, as ons 'n persentasie gewys gee, net 10% van God se gees kom in my hart inwoon, en dan daarna 20%, en dan, die gesprek is daar. Die Here, die Heilige Gees, en Jesus is almal binne in my. Dit gaan oor wat ek gee. Jy weet, as ons kyk na 'n huis, en ons sien almal wat nou so voel, maar ons kyk na 'n huis as ons gaste kry en ons pak reg en ons maak 'n eenkamer deur toe wat so de mekaar is, wat nooit reg gepak word, wat die kinders speel goed, die hele plek vol lê, en jy weet, jy steek dit al weg. Maar ons kan dit so ook doen in ons geeslewens. Ons hou daai eenkamer maar toe, wat ons wil dit nie oopmaak vir die Here nie. Waar die Here eintlik sê, maak dit vir my oop. Ons deel met hierdie. Jy hoef nie eers te soebat en op jou knie te gaan en jammer te sê vir alles wat ek aan my verlede gedoen het, of enige goed wat, God soek alles van jou. Jy weet, en dan wanneer dit nou in ons huishouding gebeur, dan begin daar 'n wip in jou stap. Hulle praat van, as dit goed gaan in jou huis, jy kan dit sien wanneer jy buite is. Jy weet, jy het 'n wip in jou stap en jy het 'n vreugde binne jou, wat die verstand te bowe gaan. Dit is daai wip in die stap wat gevestig word in die teenwoordigheid van God. En ek het hier 3 boksies gemaak, en ons kan kyk na Johannes 14 vers 20, waar daar staan, in die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. En ons, ek dink, Tannie Henda het die eerste keer hierdie vir my gewys, en Johan het dit ook hier vooral gedoen. So hier's die boksie, perfek gemaak, flawless, na die kruis, die prys wat Jesus vir ons betaal het. En God klop aan ons hart se deur, en hy sê, ek wil inkom, ek wil maaltyd met jou hê, ek wil met jou gesels, ek wil sê hoe waardig jy is, ek wil jou my droom bewerkstellig, ek wil alles vir jou gee, ek wil met jou gesels, ek wil vir jou sê,
ek het jou lief, ek het hierdie prys vir jou betaal, en wanneer ons dit doen, dan maak ons mos nou ons harte oop, en die drie eenheid kom woon binne ons. God, die Vader, Jesus en die Heilige Gees kom woon binne ons. En dis wat Jesus van praat, ek woon binne in jou. Nou sê Jesus ook, ek is binne my Vader. Hier is God se boksie, nie dat ons hom in 'n boksie kan plaas nie, maar hier is God, en Jesus is binne in God, en ek is binne in Jesus, en dit is ons posisie, dit is wie ons is. Nou sê jy vir my, wat kan jou skei van God se liefde as dit jou posisie is? Niks. Dis wat die Bybel praat van. Niks kan jou skei van God se liefde nie. En as ons dit besef, hierdie is ons posisie, dan begin ons al hoe minder van onsself sien, en meer van God, meer van Jesus, meer van sy droom, meer van sy, nie my planne nie, maar God se planne. Dit was nie ons plan om terug te kom gemeente toe nie. As ons weggaan, wie trek uit die Weskaap terug, Jan Kempdorp toe, maar jy weet, ek wou eintlik open daarmee, 'n mens moet hierdie koester, hierdie samesyn, want dit is een ding wat ons, jy weet, gemis het. Dit is een ding om te kyk op 'n TV, ons het nooit uit die gemeente uit nie, maar van ver af, maar wanneer ons hier kan wees, hier kan by mekaar kom, dit is iets wat ons moet koester en ons moet vashou, want dit is iets wat 'n mens mis wanneer dit nie meer daar is nie. So hierdie is jou safe place, hierdie is die plek waar jy jouself bevind, en ek kan net dink hoe dit moet voel om nie in daai posisie te wees nie. Ons almal kom dalk van so 'n plek af waar ons minderwaardig gevoel het, of ons het nie verstaan nie, maar as jy hierdie jou huisvesting maak, kom ons maak 'n voorbeeld in ons huishouding. Hierdie is my, dan is my vrou, en dan wanneer my kinders eendag tot by die besef kom, jy weet daai skrif wat sê, om jou huis te verlaat, in Efesiërs, nou dink ek vir myself, wanneer jou kinders die huis verlaat, daai proses moet ons nou plaasvind, moet hulle weet, daar is iemand wat ek saamnooi, daar is iemand wat ek saambring na hierdie nuwe huis toe. Dis daai wat pappa en mamma gehad het, dis hulle, ek het dit gesien, en wat 'n voorreg om dit met ons kinders te kan deel. Nie almal van ons kom dalk uit daai huishoudings uit nie, maar om dit met ons kinders te kan deel en daai nalatenskap met hulle te los, is ten toe aan die grootste bediening wat ons kan hê, is om ons kinders in daai opset te kan hê, en te kan besef, wat ook al buite ons om ons aangaan, hulle praat nou al van die Ebola en die hantavirus en die oorlog en alles wat buite die huis aangaan, bly daai posisie dieselfde, niks kan dit touch nie, niks kan dit aanraak nie, niks kan dit skud nie. As ons praat van, Jesus het van die fondasie af ons gebou, ek sal moet kyk hoe ek my notas in die toekoms moet tik, want ek het dit nou nie lekker by mekaar gesit nie, maar ek wil net gou kyk, waar is die vers van die hoeksteen, maar hoe sê ons al staan geskrywe, jy weet dat ek dink dit is in Efesiërs, as ek dit nie mis het nie, maar wat ons is gebou op die fondasie van Jesus en die apostels, en die hoeksteen is Jesus. Nou ons weet die hoeksteen is die eerste steen wat neergelê word in 'n huis wat gebou word. So as daai steen skeef is, of daai steen 'n bietjie krom is, of daai steen net 'n bietjie uit plek is, dan is jou hele gebou skeef of uit plek uit, of jy moet heropbou. So Jesus is die hoeksteen van ons ontwerp. Hy is die hoeksteen van ons kapasiteit om die volheid van God binne ons te kan hê. En dan wanneer ons hierdie minderwaardigheid en hierdie skeidsmuur wat ons daar geplaas het, wat niemand anders behalwe ons self, en as ons net ons volheid gee in hom, dan begin daai gesprek en daai intimiteit, en dit begin uitvloei na buite toe. Want net soos die tempel van Salomo nie God se gees kan vashou nie, is ons ook ons 'n tempel, en ons kan nie God vir onsself hou nie,
wanneer ons daai intimiteit het, daai verhouding met hom het, en die vrymoedigheid om met hom te gesels, kan ons nie help om dit na buite toe vir ander mense te kan wys nie. En ons hoef nie voor te kan staan of te bedien of enigiets nie. Dis net die manier hoe ek van dag tot dag my dinge doen wat mense sien. Hierdie huis het lig. Hierdie huis is 'n plek waar ek wil wees. En dan is jou tuin 'n plek wat vrugte dra. Jou tuin is 'n plek wat skade weergee aan die nasies en mense wat nader kom, en jy kan mense met vrymoedigheid in jou huis innooi en vir hulle daai alomteenwoordigheid van God te kan laat beleef in jou lewe. Dis God se droom vir elke liewe een van ons, is om hy volheid binne in ons te hê. En ek het 'n paar goed hier op die bord te skryf. Wat is jou safe place? Dis nou, jy weet, ek het vroeër gepraat van alles wat buite gebeur, het sy dit verdrukking is, want dit gaan gebeur. Ons is nie vrygespreek van dit nie, maar jy kan binne toe ontsnap. Hierdie is jou huis. Dit is nie 'n plek waartoe ek gaan nie. Dit is nie 'n gebou nie. Hier is God se tempel. Dit is waar hy gemaklik voel. Dit is binne in jou hart. En wanneer al hierdie drukking en benoudheid en alles van buite af dalk vir jou voel, jy kan nie meer nie. Is dit waartoe jy kan ontsnap? Is na binne toe. Want daai gesprek gaan aan. Ek het dalk net my sig 'n bietjie van dit afgehaal, maar hulle is alomteenwoordig binne in jou. En jy weet, as ons kyk na wat kry ons uit hierdie, jy weet, daar is byvoordele, maar dit gaan nie oor die byvoordele nie, dit gaan oor daai spesiale koneksie, maar nommer 1, om slaap te kry. Jy weet, veiligheid. Ek weet nou nie, partykeer, as jou man nie by die huis is nie, dan voel jy 'n bietjie, jy weet, dalk nie so veilig nie, maar God is jou beskermer. En daar staan in Psalm 4 vers 9, die veiligheid. Ek wil in vrede gaan lê en metens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Jy weet, God is binne in jou huis. Niks van buite af. Net soos die mens in sy sonde toestand nie in God se heiligheid kon staan nie, kan duisternis nie in jou heiligheid inkom nie. Want daar lig is daar geen duisternis nie. As jy 'n lig aanskakel, daar is nie 'n geveg tussen die lig en die duisternis nie. Dis nie 'n match nie. Die duiwel is verslaan. Hy is hy is vernietig. So dit beteken God se veiligheid is joune. Jy kan rustig in die aand slaap, en of daai plan gaan uitwerk of daai plan gaan uitwerk wanneer jy kop neer lê, dis wat Dawid van gepraat het, dis daai wete dat God met my is. Ek kan 'n bendestorm met hom stap. Ek kan 'n reus platslaan, en dit's wat hy vir ons gee. En dan rus, Psalm 23. Hy lei my na waters waar rus is. En ons dink baie kere ek moet nou eers saam die Here stap tot waar die rus is. Ons moet verstaan, die Here se teenwoordigheid is binne in my. Jy weet, en een ding wat die gemeente vir my gedoen het, wat fantasties was, dit het my gebedslewe heeltemal verander. Jy weet, ons het altyd gebid, Here, wees met my vandag. Wat baie mooi klink, maar as ons praat van wees met my vandag, Here, dan beteken dit, waar is die Here, ek moet hom nou nader roep. Wees met my vandag. God sê, ek gryp jou by jou regterhand, ek is met jou. Jy weet, ons hoef hom nie te vra om met ons te wees nie. Hy is met jou. Hy is binne jou. En dit is waar rus is. Dit is waar hy jou lei. Jy is al reeds daar. Ons is al reeds in daai posisie. In Johannes 14 staan daar so, op daai dag. Wanneer is daai dag? Daai dag is vandag. Jesus het klaar die prys betaal. Daar's geen uitstel nie. Dan voorsiening. Filippense 4 vers 19. En God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Wat 'n beter finansiële raadgewer gaan jy kry as God homself? Sy rykdom. Jy weet, wanneer ons alles vir hom gee, ons besigheidsplanne, ons drome en alles, wanneer die gesprek aangaan, dit gaan nie net oor wat hulle van jou sê nie, dit is wat ek ook, my drome wat ek aan God bewerkstellig. En as ons kyk na die nuwe tegnologie, jy weet, jy het jou horlosies en hulle noem dit mos nou, ek dink die cloud of die network of,
Jy weet, jou foon praat met die ding, as jy een ding hier verander, dan verander dit op jou foon, en dan verander dit op jou laptop, en dit verander, ons hoef nou nie op elke plek ietsie te verander, want alles is in sync. Alles gebeur outomaties. En wanneer ek begin my drome met God te gesels, daai gesprek gaan aan, dan beteken dit ons is in sync met mekaar. Jy weet ook, ons het voorheen altyd gepraat, as dit die Here se wil is, sal ons volgende naweek weer by mekaar kom. Dit is die Here se wil. Ek verstaan die Here se wil. Ek verstaan sy goedheid en guns in my lewe, want ek is in die gesprek met hom. Hy sê dit vir my. Ek hoor dit nie by iemand anders nie. Ek hoor dit by die bron self, daai heilige God wat voor die kruis wou net inkom by ons en besef, hy het die prys betaal vir jou. Beteken dit my drome, my bewegings. Ja, ek gaan nou en dan 'n voetslip hê en dan kan ek om verskoning vra en daai verhouding herstel. Maar wanneer daai verhouding aan die gang is en die gesprek bly in die gang, die bewegings wat ek maak is God se wil. Dit is sy wil dat ons doen en voorspoedig is. So die voorsiening is daar. En ek het dit die afgelope 2 jaar in my familie gesien, dat voorsiening is daar. En ek dink ons vat dit baie keer 'n bietjie vir granted. Wat is voorsiening? Wat is God se droom vir ons? Wanneer daai deurbraak deurkom, sonder dat jy daarvoor vra, want God is met jou. En dan hulp. God se hulp. Jy weet, Gezans het 'n sekere stemtoon, wanneer hy sê Dan, dan weet ek moet daar wees. Jy weet, as eerder 'n muis of 'n ding in die huis of iets, of een van die kinders het iets aan die gang gevang, maar jy hoor daai stemtoon dadelik. Maak nie saak wat se vertrek jy is, jy weet nou, jy drop alles en jy gaan. En God is in jou huis, hy is binne in jou. En wanneer jy vra vir hulp, is hy daar, en dit is Jesaja 58 vers 9. Dan sal jy my roep en die Here sal antwoord. Jy sal skree om help en hy sal sê, hier is ek. En ek het dit self besef. Ons was toe ons nou in die oorgangsfase was om hiernatoe te kom, het ons 'n tydjie daar in Tannie Hendra hulle se huis gebly. En dis half 'n getuienis hierdie, want ons was nog besig om verblyf te soek en dit het nou mooi uitgewerk terwyl hulle oor see was. En Luca en Sinkie lê daar in die kot en ons het die muskiet net nie oor hom gesit nie, ons het net een kant gesit. En ons is daar uit en ek kom terug in die kamer en hy's toegedraai in hierdie net. En hy lê. Die eerste ding wat in my gedagtes kom is help. Want hy lê in hierdie net verstringel en ek skree uit en uit wat hier staan, hulp Here, help. En ek ruk hom al los en ek voel en hy begin beweeg. En vir my was dit 'n wonderwerk. En dat die Here nooit hoef van ver af te kom, hy is binne jou. Dis daai gesag wat mens het en ons moet besef ons kan vra vir hulp. Versorging. 1 Petrus vers 5 en 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Jy weet daai wat jy in die stort en jy's net een met die Here en jy breek af. Is hy daar met jou? Hy's daar vir jou. Sy bekommernisse, jou bekommernisse is syne. Al die kleinste dingetjies wil hy weet, die groot dinge wil hy weet. Niks is te klein of te groot vir die Here nie. Hy wil binne jou woning maak. Nommer 6, genesing. Deur sy wonde is ons genees. Jy weet, ons kan dit koppel ook aan die versorging. Wanneer ons nie lekker voel nie en as ons sleg voel, wat se groter versorger is daar as die Here homself? En Jesus wat hulle praat van sy velle van sy rug het op sy boude gehang, dat ons kan genees wees, dat ons liggaam wat ons het, dat ons kan genesing vat en dat dit ons deel is. Dit is nie iets wat ons hoef voor te vra en te smeek en die Here se arm te draai en as ons hierdie gebedketting breek, dan gaan dit nie gebeur nie en ons moet 9 uur by mekaar kom om 'n gebed te hê vir genesing. God is nie so nie. Ons hoef nie God te probeer trek na ons toe en nader te bring aan ons wanneer hy reeds binne ons is.
Hy ken jou liggaam beter as wat jy jouself ken. Hy ken elke haar op die kop. Sy stokteken vat 'n bietjie minder deesdae, maar hy ken elke haar op my kop. So hy weet wat my liggaam nodig het. En ek hoef hom nie te vra vir genesing nie, ek staan vas op genesing. En dit's wat hy vir ons doen, deur sy wonde. As jy kan net dink, hy het daai kruis gedra op hy rug, waar jy sy bene kon sien, wat geslaan was met daai wip, of daai whip, ek weet nou nie wat is dit in Afrikaans nie, maar, so ja, en dan wat het ons nog in ons safe place, wat binne jou is? Die vertrooster, die vrede, wat die verstand te bowe gaan. Wanneer tragedie tref? Jy weet, ons familie is deur 'n groot tragedie, en die besef van God se teenwoordigheid in die tye wat voel, daar's niks, gaan jou verstand te bowe, want dit gaan nie oor, God is met jou, hy is met my, hy kom nie wanneer die tragedie kom, hy is daar, jy weet, hy ken verlies, hy ken groter verlies as wat ons kan ooit dink, en hy is ons vertrooster, hy is ons die een wat vir ons vertroos, hy is die een wat ons trane afgee, en dis Filippense 4:7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hoe groot is dit nie? Maak nie saak wat hierdie wêreld vir ons gooi, en die vyand probeer in daai huis gooi, ek kan niks maak nie. Daai vrede, jy weet wat die verstand te bowe gaan, wanneer ons verlies het, is iets wat supernatural is, en het kan net van hom afkom. Jy weet wat jou blystaande maak, wat jou wakker maak in die oggend en sê, is nog 'n dag, is nog 'n geleentheid, wat die sprinkane geëet het, sal ek vir jou teruggee. Kom my kind, ek is hier met jou. Ek vat jou, ek dra jou waar jy nie kan loop nie. Dit's jou vertrooster. So ons sê altyd time heals wounds. It's not time. Dis ons vertrooster. Wat saam ons op daai bed gaan sit wanneer ons nie voel ons kan ons kop oplig nie, wanneer die trane loop en ons kan nie meer nie. Dis hy wat ons daai vrede gee, daai wil, die gesprek toenooi. Dit's ons vertrooster. Intimiteit. Jy weet die huis word gevul met woord, teenwoordigheid en loop oor. Psalm 23 vers 5. Ek wil dit graag vir ons lees. Psalm 23 vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my vet met olie, my beker loop oor. Daai teenwoordigheid van God, wanneer ons intiem met hom verkeer, wanneer die woord so in ons ingeplaas word, wanneer dit oorgedra word met sy gees en sy intimiteit, en ek dra vrug vir die wêreld wat dit so nodig het. Jy weet, dan baar ons sy woord, dan is daai huis te klein vir sy teenwoordigheid, en dit loop oor. My beker loop oor na my buurman toe. My beker loop oor na my stad toe, na die plek toe waar ek werk, waar ek is. Want God het homself nie 'n tempel gemaak soos die tempel van die Ou Testament nie. Jy is sy tempel. Waar jy beweeg, is God se teenwoordigheid binne jou. En wanneer daar intimiteit met God plaasvind, wanneer die verhouding so groei, dat dit uit my borrel, dat die ligte, die gordyne van die huis is oop, die lig skyn uit na buitentoe waar die duisternis is, dan begin ons God se droom te bewerkstellig. Wanneer ons gesag binne ons het, wanneer ons kan ander mense oortuig van hulle waarde, en dat wat ek het, is hulle sin ook. Dit is wat intimiteit vir my is. En dan dra dit oor na gesag. Jy weet, Matteus 17 vers 20, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Daai berg sal skuif. Jy weet, jy is die heilige grond, waar God gepraat het van trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. As ons besef
hoe wow en amazing dit is, dat dit nie iets is wat ek moet gaan soek nie, dit is wie ek is. Ek is ontwerp vir dit. Ek is ontwerp om daai berg te laat skuif en te beweeg waar ek wil hê hy moet wees, want hoekom? Want ek het intimiteit, ek weet wat God se wil is. God se wil is nie om 'n berg te skuif wat nie moet geskuif word nie. Ek besef wat God se wil is en wat daar moet gesag geneem word, dan het ek die vrymoedigheid om dit te doen. Waarom? Want ek is in die gesprek. Ek is met hom. Binne in my is hy en ek weet wat ek dan spreek is woorde. Dis nie meer ekkie. Dis nie meer ekkie. Dit is God. Jy sien nie vir my hier binne nie. Ek is oorweldig met hom en dit gee vir ons gesag. Sien al die fancy goedjies wat ek kan doen en vas en al die dinge doen net om dit te probeer te bewerkstellig hier. Dit gebeur met waantoe ek stap, waantoe ek beweeg. En dit is wat gesag is. Dit is wat God vir ons doen en dan begin my lewe 'n getuienis raak. En as ons kyk daarna is die vers wat ons gepraat het van. Jy is die tabernakel van God. Jy is duur gekoop. Weet jy dan nie dat jy die tempel van die Here is nie? Weet jy dan nie dat God se volheid binne jou kan beweeg? En dan raak jou huis, ek dink nou in geografie, is nou 'n nuwe vak wat ek gee hom nou al 7 maande of so 10 tot 12, praat ons van 'n nedersettings 'n standplaas, waar 'n nedersetting begin. En as ons dink, as die definisie van 'n nedersetting is mos nou klomp huise bymekaar, of dit nou 'n landelike of 'n stedelike nedersetting is waar klomp mense bymekaar is. En dan is dit wat ons is as 'n gemeente. Dink wat se lig skyn ons, as ons kyk na Matteus 5 vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Dit is gemeente, maar ons, elkeen ons huis hier sit vandag, is ons 'n lig wat op 'n berg staan, wat nie weggesteek kan word nie, wat nie onder 'n baken gesit word nie. Ons is die lig van die wêreld. Ons is die gemeente van die wêreld. En ek dink net in my geestesoog, wanneer ons nou tot 'n einde kom in hierdie lewe. Ek sien dit net in my geestesoog, is nou nie in die woord nie, maar dan sien ek Jesus sit by my bed eendag en hy sê, dankie dat ek saam jou kom bly. Jy kan nou saam met my kom. Kom ons gaan. En wat 'n voorreg is dit nie, om te besef, dit is net 'n beweging. Dit is net om niks te vrees nie, want die teenwoordigheid van God is nog heeltyd met jou. Hy het jou nooit verlaat nie. Hy gaan jou nie verlaat nie. So wat alles gaan net oor, is al ons kamers oop. Gee ons alles vir God. Elke liewe vertrek, wat onder die bed is, wat onder die kussing is, alles. En dan begin ons besef dat ons soveel lig is. En dan ons wat 'n standplaas is as 'n gemeente, dan begin ons eintlik van môre af en wanneer ons in die wêreld weer gaan verkeer met besigheid en skole en so gaan, dan is ons maar 'n mobile home. Jy weet daai RV's wat ons nou so deurtrek en ons vat die lig saam met ons. Dis nie van is altyd lekker om by ons fisiese huis te kom na 'n lang dag by die werk en Lukas staan daar by die hek en hy groet en dis net lekker by die huis, maar God verlaat jou nie. Dis nie ek kom vanaand terug na die Here toe en dan sal die gesprek aangaan. Dis 'n daaglikse, elke minuut, elke beweging om te weet, hierdie is die vesting, hier is die tempel van die Here. Dit's hoe awesome jy is. Dit's wie God jou gemaak het. So wees daai mobile trokkie of RV of wat ook al dit noem en beweeg uit en skyn die lig en wees die tuin waar mense kan gaan rus vind en laat hulle kan besef, hulle is eintlik ook so fantasties gemaak en laat ons daai beweging laat kan deurgaan, dat jy vrygekoop is, jy is nie meer 'n slaaf nie, maar die keuse bly ons, die vryheid bly nog steeds ons, en dis wat Jesus vir ons gedoen het, dat ons nie verbrand word, dat ons met vrymoedigheid kan kom na die Here toe, en dat ons hom kan innooi binne ons, die drie eenheid, en dat ons kan besef, ons is binne hom,
Hy is binne ons en die hele skepping gaan oor God se beeld en gelykenis wat hy ons geskaap het en dat ons kan oorloop van sy goedheid en sy guns. Die oorloopproses, my huis is reeds vol, want dit is vir die ander mense, daai oorloopsproses van my beker wat oorloop, dat ons die lig kan wees, want waar sien die mense God? Deur ons. Ons weet, ons sien hom in die skepping, maar hoeveel nie meer deur jou en deur ek nie. So ek dank julle daarvoor, dankie vir dat ek vanoggend hier saam met julle my hart kon deel, en dat ons kan besef, dit gaan ver meer, as ons kyk in die geskiedenis, God se hart het nooit verander nie. Hy was nie 'n kwaai God wat nou net, jy weet, ek brand vir jou as jy met teenwoordigheid gaan nie. Dit was 'n keuse, en die keuse was deur die volk gemaak, en as ons besef, ons kom daarvan af, en wat die prys wat betaal is, 'n transaksie, dat ons kan wees soos ons vandag is dit is die lewe in oorvloed. Dit is die lewe in oorvloed. Dit is wat my safe place is. Dit is waar ek kan ontsnap in die oggende, in die aande, deur die dag, wanneer die frustrasies 'n bietjie voel ek, dit wil oorloop, dan kan ek net sê, en myself weer stil vind, en net besef, God is binne my. Die volheid van hom. Die een wat die son gehang het, die sterre gehang het besef, nie besef hy, ek het besef, hy, sy volheid, nie 'n bietjie nie, sy volheid loop deur my are. Dit is gesag. So, dan kan ons mos nie na 'n huis kyk en sê, kyk hoe lyk hy huis, want almal se huise is soos my huis. Ons moet dit net besef. Alright, kom ons sluit ons oor, dankie julle. Liewer, dankie dat ons net tot die besef kan kom, daar is soveel meer as wat ons kan bid of dink wat U aan die kruis vir ons gedoen het, Heer. U het ons gewikkel in 'n mantel van geregtigheid, U het ons flawless voor U gestel. En nie net dit nie, Heer, U wil woning maak binne in ons, Heer. Soveel meer dat ons minder en minder van onsself sal sien en dat U Gees deur ons sal uitvloei en die lig sal skyn in hierdie wêreld wat dit so nodig het, Heer. En dat elkeen van ons in daai posisie gesit het, dat elkeen van ons daai keuse het om daai klop te hoor en die deur oop te maak. En daai eerste gesprek aan tafel te beleef en net te besef, ons kan dit nie laat vaar, Heer. Dit is 'n gesprek wat ons nooit wil verlaat nie. Ons dankie, Heer, ons dankie vir U goedheid, U guns, en dat ons weet, U is altyd naby, nader as my volgende asemhaling. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle, daar's lekker koffie. Drink asseblief 'n glasie koffie, gesels na die tyd. Ek herinner julle net aan Dinsdag aand 7:00 is die manne gesprek. Kom skakel in, dat ons kan daai berg, daai stad op die berg kan bevestig. Amen, dankie julle.